Wat begin het as 'n droom vir onafhanklikheid en kreatiewe vryheid, het vinnig in 'n nagmerrie ontaard vir die talentvolle chef Tanya Meiburg. Tanya, 'n gesoute chef met jare se ervaring in professionele kombuise, het onlangs saam met haar eggenoot Megan besluit om hulle eie onderneming te skep. Die twee het Raw Pride Catering gestig, 'n naam wat spruit uit Megan se gevestigde tatoeëerwinkel Pride Inc. Alles het so mooi in mekaar gevloei, sê Megan. Ons wou iets rou, eg en trots skep. En dis waar Raw Pride gebore is. Maar minder as 'n maand nadat hulle deure geopen het Tanya 'n hartaanval oorleef. Sy deel vandag haar persoonlike storie met ons, 'n storie van trauma, moed en hoop. Kom ons luister met 'n oop hart. Goeiemôre julle almal. My naam is Tanya Meiburg hier in Pretoria. Waterberg Stereo het my gekontak om my storie te vertel op almal se mikrofoon. Op die 8ste Dinsdag was ons dokter toe, want ek het die hele week nie okay gevoel nie. Toe gaan ons na 'n dokter toe. Doen sy EKG en gee my 'n referral letter na Steve Biko toe, want my EKG was nie normaal nie. Ons gaan toe Steve Biko toe en ek gee my referral letter en my EKG in die dokter se hand op diens wat op die voorportaal gewerk het waar hulle almal incheck. Sy het my brief gevat en gelag daaroor en nie gedink dit is 'n ernstige saak nie, maar needless to say het sy my ticket ingegee om in die hoor te gaan. Ons kom daar aan en daar was net absoluut geen hulp nie en ek het geweet hierdie is ernstig en ek is nie iemand wat sommer vra vat my hospitaal toe nie. Ons het so 'n paar ure by Steve Biko gesit, toe vra ek vir Megan, weet jy wat my vrou, ek sien nie kans om in die plek dood te gaan nie, vat my eerder huis toe. En ons gaan toe huis toe, maar ek het nie uitgeteken nie omrede hulle besig was en ja, daar was nie 'n kans vir enige nurses wat eers by my uitkom het nie. En die volgende oggend toe staan ek op te sê vir Megan, dis tyd, ons gaan nou moet jaag hospitaal toe, want ek kan voel my einde is te tree in. So jaag met my hospitaal toe, weer eens met my brief en my EKG van my verwysing van my dokter privaat en kom daar aan en met die ambulans. Ons het seker so 'n uur en 'n half gesit by die voorportaal, nog steeds geen hulp nie. Nou hulle kon sien ek is nie okay nie. Ek het toe opgestaan, toe sê ek vir Megan, dit gebeur nou, dit is op pad. Ons moet hulp gou vinnig roep. En soos sy opstaan om hulp te kry, toe tap die sweet my af en toe sak ek in mekaar en toe kry ek my hartaanval. Daarvoor gesit, Megan het geskree vir die nurses, asseblief roep dokters, hulle het hulp nodig hierso. Een van die nurses het so gestaan en kyk vir my, toe sê sy nog vir Megan met 'n smile, yeah, I can see she's not okay, but the doctor is coming, but don't worry, maar ek is uit. Geen ernstig opgevat nie. Eventually het 'n dokter toe gekom, heel ongeskik, 'n man dokter. Omrede ek die voorgaan nie uitgeteken het nie, was almal nou moeg vir my, want hulle het seker moeilikheid gekry. En toe hanteer hulle ons van die begin af nie reg nie. Hy vat my toe in en ons sit toe daar. Die dokter wat die vorige aand na my brief gelag het, was toevallig daar en sy sê nogals, ja, I remember her face, she was here last night, maar dis rarig, nee, dis nie 'n mooi storie nie, het dit nie baie tot hart toe gevat dat hierdie is 'n ernstige saak nie. Toe ek eventually bykom, het ek al gegryp, toe sê ek vir die dokter, asseblief, ek het reg julle hulp nodig. Hulle het my ingespuit, my glucose, my kalsium, my yster, maar alles was te laag gewees. Sy het 'n EKG op my gedoen wat nie normaal was nie, dit staan, ons het nog steeds die EKG. En hulle het
al die medikasie wat sy kon, het sy vir my gegee om my te stabiliseer. So die dokter het my daarom op 'n mate gered, wat ek dankbaar voor is. En ek word toe nou ingeboek en ek sê vir die suster asseblief, ek het seer, my bors brand, dit is nie lekker nie, het voel of iemand my met 'n belt vasdruk in my bors en dan ruk en dan los hulle en dan ruk en dan los, dis baie seer. Sy kyk toe vir my toe sê sy, ja, you lying to me, you're not serious enough, you're lying to me, terwyl sy so leun teen die kas, en dit is die hoofsuster wat nou almal moet kyk in die ward. En sy is besig om 'n game te speel op haar foon. So in daai saak het ek nog steeds nie die behandeling gekry, verdere behandeling nie. Na 2 dae toe skuif hulle my eventually na die internal medicine ward 9.2 in Steve Biko. Het daar aangekom, nuwe susters het my ontvang. Hulle het vir my laken en my kombers in my eie hand gedruk. So swak as wat ek al klaar is, en ek het nie krag of asem nie, sê die suster vir my, there, go make your own bed. If you want to go lie, then go lie down. En ek het dit toe gedoen, ek het my eie bed opgemaak en ek het gaan lê. Hulle het so nou en dan op my kom opcheck, my bloeddruk gevat, maar absoluut geen sig van 'n dokter nie, want hulle kom in, kyk die pasiënt, hulle ignore jou flat out, hulle gesels nie met jou nie, hulle laat weet jou nie wat aangaan nie, jy lê net daar. Die aand het ek niks geslaap nie, as gevolg van die seer. Ek het die suster gevra, asseblief kontak my dokter, want ek wil net iets hê om te slaap, help my net bietjie slaap, om rus in te kry. Toe sê sy, ongelukkig, al die dokters is al klaar huis toe af diens, en die on-call dokter het nie die authority om enige medikasie voor te skryf nie. Ek sê, is reg, geen probleem nie, ek sal dit deurdruk. Volgende oggend, soos hulle shift change doen hulle rondes, en die dokter so 7:30, 7:30 kom toe daar aan, eerste keer wat ek haar sien, sy vra toe vir my, hoe gaan dit, en ek sê vir haar, weet jy dokter, ek het nie 'n goeie aand gehad nie. En in my file het die suster in my file geskryf, she had a good night, good rest, she's well. En dit is 'n leuen, dit is 'n absolute leuen. Die goedjies wat ek daar gesien het in Steve Biko is onaanvaarbaar, julle. Ek is nie die enigste case in daai plek nie. Daar is honderde, daar's duisende mense wat hulle stories met ons deel van Steve Biko. Ek het met my eie oë gesien hoe hulle mense wat deceased is, wat nog steeds op die bed lê, net toegooi met 'n laken en net daar los. En dit is nie goed vir enige iemand se welgestand nie. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om jy goed te sien nie, dit is nie lekker om jy goed te beleef nie. En absoluut geen genade vir die siek pasiënte nie, veral nie vir die ou mense nie. En dit breek 'n mens se hart. Dit is nie lekker om dit te sien nie. Ek kan nie te veel gesels nie, maar weet net dat ons is bitterlik baie dankbaar vir almal se hulp, ondersteuning, support. Ons het 'n Back Your Body account vir my gestig, sodat ek in privaat my mediese behandeling kan kry. En ek hoop en vertrou dat van hier af vorentoe dit sal beter sal gaan. Ek sê vir julle almal baie dankie en God seën julle almal en weet net ons gaan nie hierdie saak net hier los nie. Ek voel uit my hart uit voel ek almal, of jy geld het of nie geld het nie, het reg na mediese hulp. Maak nie saak of jy 'n ernstige saak is of nie 'n ernstige saak is nie. Maak nie saak of jy in 'n privaat hospitaal is of in 'n staatshospitaal is, jy het almal die reg om daai behandeling te kry waarvoor jy gaan voor. So, ek sê bitterlik baie dankie Waterberg Stereo.
Ons waardeer dat julle ons in kontak gekom het en glo en vertrou, hou ons storie dop op social media en al die updates sal so gepost word. Baie groete en God seën julle almal. Ek wil vir Tanya Meiburg opreg bedank dat sy haar storie met ons gedeel het. Jy kan hoor sy is siek, maar haar stem is dapper. Sy het hulp nodig en ek glo ons gemeenskap kan 'n verskil maak. Sy is veronderstel om in die hospitaal te wees en ons vra ons luisteraars om hulle harte vir Tanya oop te maak en haar te help om die nodige behandeling te ontvang. Gaan ondersteun haar backup buddy, Beat Tans Heartbeat. Al skenk jy net R20, dit sal 'n verskil maak.